Geliefdes in ons Here, ons is in die Christelike jaarkalender vandag by Pinkster. 10 dae gelede het ons gedink aan Jesus Christus se hemelvaart, sy troonbestuiging. Hy het 40 dae nadat hy uit die doodheid opgestaan het, opgevaar na die hemel toe, en toe 10 dae daarna, op die Sondag, het hy sy gees uitgestort daar in Jerusalem. En ons gaan vandag in die woordbediening stil staan by die werk van die Heilige Gees, veel eerder in hoe Christus eers nog die Gees moes ontvang, voor hy dit kon uitdeel. En ons gaan saam luister na die Here se woord uit Lukas 3. Lukas 3 gaan ons van vers 15 af saam lees tot aan die einde van die hoofstuk. En ons gaan in die besonder fokus op die gebeure rondom Jesus se doop, en dan gaan ons ook na 'n enkele verse luister uit Genesis 8 vers 1 tot 12. En kom ons luister nou eers saam na Lukas 3 van vers 15 af. En terwyl die volk in verwagting was en almal in hulle hart oorweeg het aangaande Johannes of hy nie miskien die Christus was nie, antwoord Johannes almal en sê: Ek doop julle wel met water, maar hy kom wat sterker is as ek, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop is in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak, en sy koring saambring in sy skuur, maar die kaf met onuitbluslike vuur verbrand. Hy het dan ook met baie ander vermaninge die evangelie aan die volk verkondig. Maar toe Herodes die vuurvors deur hom bestraf is oor Herodias, die vrou van Filippus sy broer, en oor al die slegte dinge wat Herodes gedoen het, het hy by alles nog dit gevoeg, dat hy Johannes in die gevangenis opgesluit het. En toe die hele volk gedoop en Jesus ook gedoop is, en hy besig was om te bid, het die hemel oopgegaan en die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal. En 'n stem het uit die hemel gekom wat sê: U is my geliefde seun, in U het ek welbehaag. En toe hy Jesus omtrent 30 jaar Jezus was omtrent 30 jaar oud toe hy begin leer het, en hy was soos hulle gemeen het, die seun van Josef, die seun van Eli, die seun van Mattat, die seun van Levi, die seun van Melchi, die seun van Janna, die seun van Josef, die seun van Mattatias, die seun van Amos, die seun van Nahum, die seun van Esli, die seun van Nagai, die seun van Maat, die seun van Mattatias, die seun van Semei, die seun van Josef, die seun van Juda, die seun van Johanan, die seun van Resa, die seun van Serubabel, die seun van Sealtiel, die seun van Neria, die seun van Melchi, die seun van Addi, die seun van Kosam, die seun van Elmodam, die seun van die seun van Joses, die seun van Eliezer, die seun van Joram, die seun van Mattat, die seun van Levi, die seun van Simeon, die seun van Juda, die seun van Josef, die seun van Jonan, die seun van Eljakim, die seun van Melias, die seun van Mainan, die seun van Mattata, die seun van Nathan, die seun van Dawid, die seun van Isai, die seun van Obed, die seun van Boas, die seun van Salmon, die seun van Nachson, die seun van Aminadab, die seun van Ram, die seun van Hesron, die seun van Peres, die seun van Juda, die seun van Jakob, die seun van Isak, die seun van Abraham, die seun van Tera, die seun van Nahor, die seun van Serach, die seun van Reu, die seun van Peleg, die seun van Heber, die seun van Sela, die seun van Kainan, die seun van Arpaksad, die seun van Sem, die seun van Noag, die seun van Lamech, die seun van Methuselah, die seun van Henoch, die seun van Jered, die seun van Mahalalel, die seun van Kenan, die seun van Enos, die seun van Set, die seun van Adam, die seun van God. Ons lees tot sover en dan gaan ons
uit Genesis 8, rondom die vloedgebeure. Gaan ons lees vers 1 tot 12. Genesis 8 van vers 1 af. En God het gedink aan Noag en aan al die wilde diere en al die vee wat saam met hom in die ark was. En God het 'n wind oor die aarde laat waai sodat die waters gesak het. Ook die fonteine van die watervloed en die sluise van die hemel het toegegaan en die stortreën uit die hemel het opgehou. Toe het die waters geleidelik van die aarde af teruggegaan en die waters het afgeneem aan die end van 150 dae. En die ark het in die 7de maand op die 17de dag van die maand op die gebergte van Ararat gerus en die waters het geleidelik afgeneem tot die 10de maand. In die 10de maand op die 1ste van die maand het die toppe van die berge sigbaar geword. Toe het Noag aan die einde van 40 dae die venster oopgemaak van die ark wat hy gebou het en 'n kraai uitgestuur wat gedurig heen en weer gevlieg het totdat die waters weggedroog het van die aarde af. Daarop laat hy 'n duif van hom af wegvlieg om te sien of die waters oor die aarde verminder het. Maar die duif het geen rusplek vir die holte van sy voet gevind nie en na hom teruggekeer in die ark, want die waters was oor die hele aarde. So het hy dan sy hand uitgesteek en hom gegryp en in die ark by hom gebring. Daarna het hy weer 7 dae gewag, toe stuur hy die duif weer uit die ark. En die duif het teen die aand na hom gekom en daar was 'n groen olyfblad in sy bek. Toe merk Noag dat die waters oor die aarde verminder het. Daarna wag hy weer 7 dae en stuur die duif uit, maar hy het nie weer na hom teruggekeer nie. Ons lees tot sover uit Genesis, ons fokusverse, Lukas 3 vers 21 tot 22. En toe die hele volk gedoop en Jesus ook gedoop is en hy besig was om te bid, het die hemel oopgegaan en die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal en 'n stem het uit die hemel gekom wat sê, U is my geliefde seun, in U het ek 'n welbehae. Ons lees dan tot sover. Geliefde gemeente, dit is besonder opvallend dat elkeen van die 4 evangelies aan die begin van die Nuwe Testament ons Here Jesus uit 'n ander hoek aan ons bekendstel. As ons die evangelie volgens Markus lees, dan sien ons, hy begin by die profete. Hy sluit aan by die profete. Jesus is die vervulling van die Ou Testamentiese profeseë. En blaai ons na Matteus toe, dan sien ons, hy begin met 'n geslagsregister van Jesus wat teruggaan tot op Abraham. En so wys hy ons, Jesus is die vervulling van die Here se beloftes aan Abraham. En blaai ons na die evangelie van die apostel Johannes, dan sien ons, hy begin eintlik by die ewigheid, voor die skepping van die aarde. Hy maak aan ons bekend dat Jesus die Seun van God is, die woord wat van die ewigheid af by die Vader was. En Lukas begin eers deur meer omvattend as enige van die ander evangeliste te skryf oor Jesus se wegbereider, die profeet Johannes die Doper. Ons sien aan die begin van Lukas die verhaal van Johannes se geboorte, die verhaal van sy amptswerk, sy prediking. En wanneer Lukas dan uiteindelik vir Jesus bekendstel hier in ons skrifgedeelte, dan bring hy hom eintlik dadelik in verband met Adam. Ons het dit gehoor in die geslagsregister wat ons so pas gelees het. Dit gaan terug tot op Adam. Lukas noem selfs vir Adam die seun van God. Daar was nie 'n mens voor Adam nie. Ons sien in die evangelie volgens Lukas dan verder en in ons skrifgedeelte in die besonder dat Jesus is wat Adam vanweë die sondeval nooit kon wees nie.
En vir ons is dit baie belangrik om dit raak te sien. Daar is twee mense wie se werke relevant is vir ons ewige eindbestemming, en dis die eerste en die laaste Adam en Jesus Christus. Ons verbintenis met die eerste Adam het ons voor God doemwaardig gemaak, werd om gestraf te word, maar ons verbintenis met Jesus, die laaste Adam, hou vir ons die enigste moontlike uitkoms uit ons ellende in. En daarom is hoe ons oor Jesus dink en hoe ons oor hom glo lewensbelangrik. Sy doop bring dit duidelik aan die lig. In sy doop word dit vir ons duidelik wie hy is en wat dit nou eintlik is wat hy kom doen het. En dit geld ook vir alles wat rondom sy doop gebeur het. Vanoggend fokus ons egter net op 3 dinge wat by ons Here Jesus se doop plaasgevind het. 3 gebeure daar rondom. Die eerste is die hemel wat geopen is, die tweede die Heilige Gees wat gegee is, en die derde die Vader wat behaag is. Die eerste ding wat ons by die doop van ons Here Jesus aantref, is dan die hemel geopen. Ons hoor weer vers 21 van ons skrifgedeelte, en toe die hele volk gedoop en Jesus ook gedoop is en hy besig was om te bid, het die hemel oopgegaan. Ons hoor hier van 'n doop en ons weet dit is die doop van Johannes die Doper, 'n doop van wat die Bybel noem van die bekering van sonde. Hy het 'n klomp mense in die Jordaanrivier gestaan en doop. Johannes is God se profeet, beteken hy het ook eers gepreek, en hy het gepreek dat die koninkryk van Christus naby is. Die verlossing en die oordeel wat die Messias volgens die Ou Testament sou bring, Johannes het gepreek, dit is naby, dis aan die kom. En daarom moet die volk nou hulle tyd gebruik om hulle tot die Here te bekeer, om hulle verlossing in hom te soek, om vergifnis van sondes by hom te soek. Die Messias gaan kom, volgens Johannes, so het ons gehoor, om te doop met die Heilige Gees en te doop met vuur. Hy kom red deur die Heilige Gees in oorvloed uit te deel, maar hy is ook regter wat die wêreld gaan oordeel in vuur. Elkeen wat dit glo, moet hulle van hulle sondes bekeer, en dan doop Johannes hulle. Hy teken vir hulle in die doop wat Jesus gaan kom doen. Hulle wat hulle reiniging by die Here en sy Messias soek, word met die Gees gedoop en nie met die vuur van sy oordeel nie. Die Here reinig hulle van hulle sondes. Maar nou is die uiters vreemde saak in ons skrifgedeelte. Die gelowige volk word gedoop, en die Here Jesus ook. Nou kan ons vra, hoe maak dit sin? Hy is dan volmaak, vlekkeloos en sonder sonde. Watter vergifnis kan hy tog soek? Watter ontvlugting van die oordeel kan hy tog wil hê? En nou lees ons in die ander evangelies dat Johannes self verontwaardig was toe Jesus opgedaag het om gedoop te word. Ons hoor in Matteus 3 vers 13, maar Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word, en kom u na my toe? Jesus het nie nodig om gedoop te word nie, maar ondanks hierdie feit word hy saam met die volk met wie hy hom vereenselwig gedoop. Hy word gedoop saam met die volk wat hulle saligheid buite hulle self in God soek. Hy word een met hulle, dat hy hulle uiteindelik kan verteenwoordig. 2 Korintiërs 5 vers 21 stel dit mooi, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. So ontvang ons Here Jesus die doop van Johannes, en dan bid hy tot sy Vader in die hemel. Hy kom voor God se troon, en hy doen dit as volmaakte mens, een wat bereid is om die volk van die Here se sondeskuld op homself te neem,
En dan gaan die hemel oop. Geen gebed van 'n sondaar kan dit vermag nie. Want vir sondaars is die hemel in Adam gesluit. Maar wanneer Jesus vlekkeloos en bereid om die volk se sonde te dra bid, dan gaan die hemel oop. Hy is in homself werd dat God hom verhoor. Hier is 'n mens vir wie die Allerhoogste die hemel oopmaak. Het jy al begeer dat die hemel vir jou moet oopgaan? Het jy al in die omstandighede so hulpeloos en desperaat gevoel, dat jy net gewens het, die hemel kan op jou gebed oopskeer, dat jy verhoor kan word? My gesondheid en liggaamlike krag wil nie verbeter nie. My huwelik is onder spanning wat net nie wil lig nie. Ek kry eenvoudig net nie met hierdie of daardie sonde gebreek nie. My werk is vir my te uitdagend. My seer uit die verlede is meer as wat ek kan hanteer. Ek bid en dit lyk nie of dit wil verander nie. Dis so asof die hemel vir my gesluit is. Jy al gewens dat die hemel so vir jou oopgaan. Ons is nie daarvoor waardig nie, maar Jesus is. Daarom moet ons op hom vertrou. Die Here maak vir hom die hemel oop. En dan hoor ons van die tweede saak wat by sy doop uitstaan. Die Heilige Gees word vir hom gegee. Hoor weer die begin van vers 22. En die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal. Wanneer die hemel oopgaan op Jesus se gebed, dan kom die Heilige Gees in sigbare vorm na die aarde. Hy kom reguit op Jesus af. En dan baie belangrik vir ons om raak te sien, hy kom spesifiek in die gestalte, in die vorm van 'n duif. Nou wat is die betekenis daarvan? As ons die Bybel mooi van voor tot agter lees, dan kom ons agter, dit is nie om een of ander simbool van vrede of voorspoed of sagmoedigheid te wees nie. Die antwoord op hierdie raaisel van die Gees wat kom as 'n duif, kry ons in die vloedverhaal van Noag. Want wat het by die vloed gebeur? Die Here het sy oordeel oor die aarde en sy bewoners uitgegiet. Die ganse aarde en sy bewoners is deur die sonde onder oordeel en dood gelaat. En die dood, kan ons sê, het die aarde in so 'n mate bedek, dat die aarde onbewoonbaar geword het. Dit is toegewees onder die water. Die kerk van die Here was op daardie stadium, daar op die ark, 'n volle 8 lidmate groot. Hulle kan nie op die aarde bly nie, daarom sit hulle in die ark. Maar hulle weet, die Here het beloof om hulle te red. So hulle verwag daar in die ark, as die Here se kerk, 'n nuwe tyd op aarde. Hulle wag vir die waters om van die aarde af weg te trek, dat hulle die nuwe tyd kan ingaan. En ons het gelees, Noag toets of het hierdie nuwe tyd nou al aangebreek. Hy toets of die aarde weer bewoonbaar is. Hy stuur 'n kraai uit om te toets of die kraai gaan terugkom. En dan, heel ironies, kom die kraai nie terug nie. Die skrif sê hy vlieg heen en weer oor die waters. Hy doen dit totdat die waters uiteindelik teruggetrek het. En nou beteken dit nie, Noag het daar op die ark een of ander superkraai gehad, wat baie fiks was nie. Die kraai was gewoon tevrede om op die dooie karkasse wat daar op die water gedryf het te gaan sit. Hy het nie nodig gehad om na die ark toe terug te kom nie. Maar toe stuur Noag 'n duif. En die duif bring 'n takkie terug as teken van die nuwe lewe wat op hulle wag. Maar hy vind nog nie 'n plek vir sy voete om te rus nie. Die aarde is nog nie bewoonbaar nie. En wanneer Noag die duif weer laat gaan, dan kom hy nie terug nie. Die aarde is bewoonbaar, die nuwe tyd het aangebreek. Sien jy, broer en suster, daarom het die Heilige Gees in die vorm van 'n duif op Jesus
gaan rus te midde van 'n sondeverlore wêreld, is Jesus die enigste bewoonbare mens. Hy vind in Jesus 'n mens wat werd is om te bewoon. En daardeur lei hy ook eintlik 'n nuwe tyd in. Die tyd waarin die Messias die oorvloed van die ewige lewe gaan uitdeel. Jesus is die waardige middelaar van die verbond. Hy is werd om aangestel te word in die ampt van Messias. Hy is werd om die ewige saligheid wat die Here vir sy kerk beloof het, in te lei en dit te verwerklik. En die Heilige Gees is deur die loop van die Bybel 'n bewys van God se aanstelling. In die Ou Testament het die Gees op amptdraers wat die Here aangestel het gekom om hulle vir hulle taak toe te rus. Ons lees byvoorbeeld dat die Gees oor Saul gekom het toe hy as koning gesalf is. En hy het uiteindelik ook weer van Saul af teruggetrek toe Saul in sonde volhard het. Saul was nie 'n waardige amptdraer nie. Selfs koning Dawid het geweet dat hy in homself ook nie eintlik 'n waardige huisvesting is vir God se Gees nie. Na sy sonde met Batseba, ons het dit gesing, bid hy die Here, verwerp my nie van die aangesig nie en neem U Heilige Gees nie van my weg nie. Dawid weet, dis die Heilige Gees wat hom vir sy amptswerk toerus, wat hom die gawes daarvoor gee. En as hy deur sy sonde die Gees sou verloor, dan sou hy dit nie meer kon doen nie. Hy sou nie meer koning oor die Here se volk kon wees nie. Ook Adam het die permanente inwoning van God se Gees verloor. Die Gees wat hom toegerus het om die Here se koning, priester en profeet te wees. Ja, die Gees sou ook in Adam gewoon het. Die Here wil dit so hê. Die mens se ampt moet vanuit sy gemeenskap met God beoefen word. En dit moet ons baie anders laat dink oor ons werk hier op aarde. Adam, die eerste Adam het as gevolg van sy sonde die toerusting van die Gees verloor. Maar Jesus, die laaste Adam, het gebid en ontvang. Hy is waardig om in homself die Heilige Gees te huisves. En nou hoor ons ook die wonderlike woorde in Johannes 1 vers 32, en hy het op hom gebly. Die Gees het op Jesus gebly, nooit van hom af weggegaan nie. Jesus is inderdaad aangestel as Messias. Die Messias wat ook in Jesaja 11 vers 1 tot 2 beloof is, daar hoor ons, maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaai en 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra, en op hom sal die Gees van die Here rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die Here. Die Heilige Gees wat op Jesus kom rus, is die Gees van raad en krag, wysheid en verstand, Godsvrees. Dit is die bewys dat God hom hier aangestel het as hoogste koning, priester en profeet. Hy is as mens toegerus vir sy taak. En ons weet hoe getrou hy sy taak uitgevoer het. Net na hierdie gebeure by sy doop het die Gees hom in die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word, maar die duiwel kon hom, anders as die eerste Adam, nie tot sonde verlei nie. Jesus se wonders en genesings was voorbodes van die nuwe era wat hy tot stand gebring het. En hy het tot die dood toe vir sy volk gestry. Hy het ons skuld op hom geneem dat ons van die duiwel en die sonde bevry kon word. Die Heilige Gees het daarin ook op hom gerus. En die Gees het hom uiteindelik ook uit die dood uit opgewek. En nou is die wonderlike, hy is een met ons, sy volk. Sy dood is, as ons werklik glo, ons dood. En sy lewe, ons lewe. Maar broer en suster, vandag besef ons dan in die besonder
die Gees wat dan op hom bly, is ook aan ons gegee. Hy is blywend, vir ewig aan ons gegee. Nie omdat ons waardig is daarvoor nie, maar omdat hy waardig is. En die Gees stel ons aan en rus ons toe om ons amp uit te voer. Hy bekwam ons om priesterlik ons lewens en kultuur aan die Here te offer. Hy bekwam ons om profeties die evangelie te deel, om die woord te verkondig. Hy bekwam ons ook om koninklik teen die sonde te stry en om reg oor die skepping te heers. Geen taak wat die Here met ander woorde vir ons gee is vir die Heilige Gees te groot nie. Geen taak wat die Here vir ons as gemeente gee is vir die Gees van God te groot nie. Dis vir ons te groot, maar nie vir die Gees nie. Christus het die reg om die Gees aan ons uit te deel in oorvloed verwerf deur sy dood en opstanding in ons plek. Wat 'n wonderlike genade. Dit is die implikasie van die feit dat die Gees by Jesus se doop op hom neergedaal het. Maar dan hoor ons ook nog van die derde ding wat daar gebeur het. Die Vader is behaag. Hoor weer die laaste deel van vers 22. En 'n stem het uit die hemel gekom wat sê, U is my geliefde seun, in U het ek 'n welbehaag. Die Gees vind in Jesus 'n waardige woning. En dan hoor ons die Vader verklaar hoorbaar sy liefde en sy welbehaag in Jesus. Hy maak dit duidelik, Jesus is sy seun. Jesus behaag hom. Hy vind 'n bepaalde goedkeurende vreugde in Jesus. Hy keer sy persoon en sy werksaamheid goed. Daarom het hy ook die Gees in die eerste plek vir hom gegee. Hy is die waardige middelaar tussen God en mens. En dit beteken hy is ook waardig om ons te laat deel in die Here se liefde en sy welbehaag. Hy is waardig om ons te laat deel in die oorvloed van die Heilige Gees. Johannes sê immers, dis hy wat met die Heilige Gees doop. Sy getroue uitvoering van sy messiaanse amptstaak het dit bevestig en bewerk. Broer en suster, dit het uiteraard reuse implikasies vir hoe ons dink oor ons roeping en ons taak hier op aarde. As ons deur die geloof van Christus deel het, dan is die hemel vir ons oop. Ons mag met vrymoedigheid tot God se genadetroon naderkom. Daarom beveel Jesus self ook later in Lukas 11, en vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra en hy sal hom 'n klip gee, of ook 'n vis en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee, of ook as hy 'n eier vra hom 'n skorpioen gee. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Die Vader wil die Gees oorvloedig gee aan hulle wat sonder ophou daarvoor bid. Dink daarom, waarvoor het jy raad en sterkte nodig in jou lewe? Waarvoor het jy kennis en verstand nodig? Waar kort jy wysheid en godsvrees? Watter taak, watter ding wat jy in jou lewe moet doen, is met ander woorde vir jou te groot? Dalk jou sorg vir jou gesin, dalk jou stryd teen 'n bepaalde sonde. Weet jy, broer en suster, die Here gaan nie altyd ons omstandighede verander as ons daarvoor bid nie. Hy weet wat vir ons die beste is. Hy beloof om alles wat met ons gebeur vir ons ten goeie te laat meewerk, maar nie om noodwendig dadelik ons swaar kry te beëindig nie. Maar wat hy ook beloof, is dat hy die Heilige Gees in sy volheid sal gee vir elkeen wat hom opreg daarvoor vra. So hy sal dit doen. Hy sal dit doen ter wille van sy seun Jesus Christus in wie sy welbehaag is. Daarom is die hemel oop vir elkeen wat werklik in Christus glo. Hy
Hy wil ons met die Heilige Gees toerus vir wat ons hier op aarde moet doen, as ons hom hartstogtelik daarvoor bid. Bid daarom vir die werk van die Heilige Gees in jou lewe. Bid vir die oorvloedige werking van die Gees, ook in hierdie gemeente. Geen uitdaging is vir hom te groot nie. Jy sal onthou, ons het die afgelope tyd by die profeseë van Haggai gehoor van Zerubabel wat die tempel moes bou. Dis 'n taak en 'n roeping wat vir hom ook te groot was, maar die Here het hom daartoe in staat gestel. Kom ons sluit dan af deur net te hoor wat presies die Here vir Zerubabel beloof het om hom te bemoedig. Ons hoor by monde van die profeet Sagaria: nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die Here van die leerskare. Wie is jy, groot berg? Voor Zerubabel sal jy tot 'n gelykte word, en hy sal die sluitsteen tevoorskyn bring onder uitroepe van genade, genade oor hom. Amen.